Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouers Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouers Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Ons gaan 'n bietjie praat oor Ons gaan. ek sê altyd om te meet is om te weet. Weet in Engels sê hulle weet you can't manage what you can't measure. Nou in besigheid is daar 'n paar afdelings. En ek dink wat mense moet onthou, die grootte van jou besigheid en die kompleksiteit het 'n impak op die verskillende measurements met jy vat. Weet, obviously hoe groter jy raak, hoe meer goeders is daar om te meet. Weet, as jy tipies nou op die 'n listed company is, op die JSE, daar's governance en daar begin al hoe meer goeders weet wat jy ook na moet kyk. So nie alles is so eenvoudig nie. So kom ons praat net oor net eers op 'n hoë vlak van wat se goeders kyk of wat se areas in jou besigheid kan jy maatstawwe instel. Nou logies, en ons gaan dalk 'n bietjie dieper delf in dit, is in jou bemarking. Is daar weet in Engels is dit weer die KPI's, dus praat met KPI's, so jou key performance indicators. So in jou bemarking, in jou finansies en in jou verkope. Nou ek sê verkope en marketing is baie nou. Dan kan jy ook veral as jy diensleweringsmaatskappy is, jou customer service, jou kliëntediens, as jy baie sterk is nou met tegnologie, is rondom jou IT, is daar KPI's wat jy moet kyk na en veral oor ek vat in die groter corporates nou security, cybersecurity is 'n groot ding. So dis amper of dit van die operasionele goed oorvleuel, dat daar so fokus op sekuriteit dat dit van die measurements daar word meer tyd aan dit gespandeer as van die ander goeders. Dan in jou human resource, jou menseverhouding, en dis weet, dit is weer eens jou maatskappy moet groot genoeg wees, maar al is hy nie so groot nie, is dan nog steeds weet, kom ons vat nou hierdie afdelings, is sê dat as jy dan nou, maak seker dat jy in elkeen van die afdelings dan net 'n oorhoofse measurement het. Ek sit altyd en dink as jy, dis ook wel 'n dashboard nie, as jy nou kyk in jou kar, weet jy het nie duisende, weet jou kar hoef nie te lyk soos 'n vliegtuig in terme van al die instrumente nie, maar daar's 'n paar key goeders, jy wil weet hoe vinnig jy ry. Ek wil sê ref counter deesdae is nie meer so issue nie. Jy wil weet hoe vinnig jy ry, en ek dink die belangrikste is die warning lights, is om te weet, luister, daar's iets fout. En ek dink dis partykeer die meer obvious en, maar dis die grootste een eintlik wat ek dink in 'n besigheid moet wees om te sê, luister, hier kom 'n liggie aan wat sê hier's fout. En ek en Marie het vanoggend so vandag bietjie gepraat oor partykeer is ons in besigheid, ons lewe vir vandag. Ons lewe ons het nie regtig te veel, ons worry nie te veel oor die voor, en dit is in 'n mate is dit reg, maar in 'n mate moet jy ook ek wil sê jy moet nie eers wag tot die liggie aankom van jou olie is op laag voor jy het moet solve nie. Dis dan partytjie, gelukkig in 'n kar is dit proaktief, so dis nie te laat nie, maar jy moet amper al sulke goeders om te sê, luister, hier is 'n probleem op pad. Ek moet vandag al daarna kyk, nie 3 maande later as die bankbalans minus is en sê okay, nou wat gaan ons doen nie. Nee. So dis 'n belangrike ding. Okay. Dan is daar ook wat ek nou dink is maar bietjie fluffy, maar ek hang af weet health and safety. Maar check. Ja, nee, maar ek wil sê net nou health and safety, ekskuus ek val in die rede, die ek dink wat natuurlik belangrik is, dit wat ons nou bespreek gaan drasties varieer volgens industrie en besigheid, maar
kos sê nou health and safety besigheidsbreker is mynbou. So, ja, as jy nou, in sosiaal, een van my buddies is by, Sibanya Stillwater, en as daar een ou seer kry of doodgaan, dan kom hy myn tot stilstand. Dan praat ons van, want nou wil almal kom, dis utensil is, nee? So nou praat jy van miljarde se produksie wat verlore gaan oor daai een ou. So ja, so ek wil sê, maar dit gaan nou nie noodwendig in 'n koffieshop gebeur, so by die trap afval nie, weet. Maar dis ek wil sê, ek dink dis ek nou te vinnig het afgeskiet, is dit industrie-wyd is al verskillende goeders wat meer prioriteit. Ja. Wat ek partykeer voel is as jy met mense praat, ek sê altyd hoe maklik is jy om mee saam te werk. Want party ouens sal die reëlboek vat en jy so in daai reël dat ons kry niks gedoen nie. Weet as die reëlboek maak dat jy weet ek sê as jy nou dink aan Monopoly, as die reëlboek maak dat die game nie kan vloei nie en jy actually jou besigheid moet toemaak, wat help dit jy het by die reëls gebly? Weet, dis waar ek partykeer sê, weet, die reëlboek is daar om, weet, dis die vryheid binne perke. En weer eens health and safety in 'n mine 100%. Weet daarso is dit een van jou hoër weet, want as jy daar faal, is dit soos jy sê die myn maak toe, dit het 'n groot knock-on effek. Maar ek dink wat partykeer gebeur is jy het nou al die health and safety posters en as jy ou soos dan sê jy aankom sê maar jy mag nie plakkies dra nie want jy kan val of iets. Dan sê jy 'n bietjie anaal oor dit. En dan is jy so gefokus op daai ding dat jy vergeet partykeer oor maar ek moet eintlik net van my kliënte diens. Dit gaan meer oor hoe lekker is my koffie en kom koop die mense koffie as wat ek die ou aanspreek wat met sy plakkies hier instap en hy kan moontlik val en ek is bang vir daai aanspreeklikheid. Voorbeeld. Alright, so kom ons praat 'n bietjie oor dan nou in die verskillende departemente. Wat is verskillende goeders wat jy kan meet? So as ons rondom bemarking dink, bemarking is iets wat ons baie oor gesels. Weer eens dit hang nou ook af van jou besigheid, want as jou besigheid meer digitaal en e-commerce driven is, daar's ander measurements. As jy weet van 'n verkope perspektief weer meer eens direkte verkope is, daar is gaan jy meer sales measurements hê in jou verkope en jy gaan jou mense so meet. So ek dink weer eens dis perspektief. So in elke afdeling kies vir jou een of twee van die en moenie net random kies nie, sê wat weet jy ek wil weet die terugvat strategie. As jy van bo begin na onder toe in jou strategie, waar gaan ek my besigheid heen? Hoe pas hierdie measurement in die groter prentjie in? Want ek kan byvoorbeeld in bemarking, ons praat altyd van wat meet jy, nee? Nou jy kan nie net sê okay, ek het 10,000 likes gekry. Kan ek sien of daai bemarkingselement gelei het tot die verkope van iets? So ek wil nou daar aansluit, want ek het gister hierdie gesprek gehad, dat daar's een hartseer realiteit van alles in metrics. En ek kom terug na wat ek altyd sê, dit gaan nou oor wat daai persoon, wie het sy jou interne kliënt of jou eksterne kliënt, se Kersfeesbonus bepaal. So kom ons vat nou so die gesprek wat ek gister gehad, dit is 'n sekere non-profit organisasie wat ons almal weet wie hulle is, en een van die handelsmerke se ou, hy's in corporate kommunikasie en hy kom na die ander instansie se team toe en hy wil net vir hulle uitwys hoe hulle baie meer likes kry by hierdie sekere vakbond en hoe die ander organisasie baie min likes kry. En dis soos in wat het jy gesê? So hulle metrics van sukses is hoe baie of een van my alwaar hulle gefokus. Maar dit is soos een van my ou kliënte en jy het nog die voorbeeld gebruik daai dag. Ek gaan nie hulle naam noem wat jy gesê het. Let wel ou kliënte, jy gesê het hulle ry in die slipstream. Waar die ou vir my die dag sê, maar as ek 'n post doen, Jacques, hoekom kry ons meer likes as julle post doen? Dan soos in, my goeie F. Adrian lag wat hy weet wie was dit. So dis 'n kwessie van, are we having this conversation? So nou kom jy waar oud se naïwiteit dink likes op 'n Facebook page is gelyk aan sukses. Maar as hy glo dit is, of in hierdie geval met jou koöperatiewe kliënte wat measuring stick wat die groot seuns het is media value. En ons het al tot vervelings toe gepraat hieroor. En ek weet nou steeds nie wie media value, daar's blykbaar 'n moerse formule
om dit uit te werk, maar media value is 'n teoretiese is 'n nommer. En daai bemarkingshoof gaan kom en sê, wel, ek het jou R1 miljoen gegee, ons media value was, hulle sê het was 500,000, met ander woorde, dit was 'n flop. Of hulle sê die media value was 2 miljoen, want ons het jou 1 miljoen gegee, dit was 'n sukses. En ons het nie 1 lead gekry nie, ons weet nie hoeveel likes daar was nie, ons weet nie hoeveel shares nie, ons weet nie wie die boer was nie. So daai is vir my onsaglik. Ek wil vir jou sê is, jy kan die beste measuring metrics hê, maar dis die Willie Wali wat die besluit neem, whatever hy of sy besluit, hulle gaan laat goed lyk. En dis die hardste realiteit. En dis 'n waarheid, maar dis, ek dink, dis hoekom ek weet, ek wil teruggaan na weet, van CEO vlak af, strategie, om te sê, hier is die visie waartoe sy die maatskappy vat, en meneer die CMO, Chief Marketing Officer, hierso wat ek van jou verwag, dit moet so in die strategie ingaan, en weet, aan die einde van die dag wil ek sien, het ons verkope nommers opgegaan, en ek kan dit van 2 kanale af met, weer eens, as ek 'n sales staff het, kan ek kan hulle direk meet, en ek kan ook sien, weet, partykeer, ek besef, bemarking is so 'n bietjie grys in party areas as jy groter maatskappy het, want ek gaan die real estate vat. Die bordjies op die pole ads bring nie vir my kliënte in nie. Maar die feit dat jy elke dag verbyry en my naam sien, maak dat my agent aan jou deur kan klop en jy vra nie wie's ek nie. So dis nie, ek wil nou ook net kom defend en daai kan sê. Nee, daai is baie waar. Ek kan nie sê op 'n sekere vlak medium size maatskappye sonder twyfel is bemarking raak meer. As ons die foon optel, kry ons maklikere afsprake as nie. Jy kan dit nie onderskat nie, maar dan moet jy dit kan meet, om te kan terugkom te sê, wel, ons het 100 oproepe gemaak hierdie week, en 50 van hulle het nie geweet wie ons is nie. Dit kom weer terug, en dit gebeur nie, meeste van die tyd nie. So dit kom weer terug na daai metrics toe, om te bepaal, weet hulle wie ons? En dan wil ek sê, hoekom weet hulle nie wie ons nie, en hoe filter jy daai feedback weer terug in die strategie? Nou, is daar nie ook 'n punt waar mens net met probabilities werk nie? Ek meen, ek weet, probabilities is underlined by assumption, jy weet, maar as ons nou kyk, byvoorbeeld, want ek dink KPIs kan probably ook, dis nie altyd net goals en objectives nie, dis ook risk, nee. Dis hoe ons daarna kyk. Ons kyk na goeders en ontleed 'n besigheid en wat ook al daar binne aangaan, en kyk veral na risiko. Ja, daar's objectives en goeders, maar jy moet eintlik al eers jou risiko's aanspreek en sê, goed, key risks, iemand wat in die voorportaal sterf in die hospitaal, omdat ons nie betyds aandag gegee het nie, en so voort. So dan is daar 'n mate van 2 kante van die saak. Een is, waartoe gaan ons, en die ander ene, die wortel en die stok. En ek wil sê, dis al 2, en ek wonder net, waar begin dit al oorvleuel, as jy kyk na jou metrics wat jy meet, en partykeer dan is daar sekere goed wat jy nie eintlik presies kan meet nie, maar jy kan dit redelik goed bepaal, en sê, weet jy wat, as ek binne sekere mate dit onder beheer het, of voel, 'n billboard by die N1 gaan deur soveel mense 'n dag gesien word. Ek gaan nie noodwendig onmiddellike impak sien op hoeveel mense wat daai pad ry die foon antwoord nie, maar dit kan my nie sleg doen, as daar 100,000 mense in 1 uur my... Natuurlijk, maar ek dink weer dit moet 'n balans wees, nee, in deel van jou strategie. So ek wil nou dieselfde voorbeeld vat van die hospitaal. As daai risk measurement, as die ou wat so riskant is, jy is meer gefokus en te bang vir jou wat in die voorportaal val, maar jy vergeet die actual pasiënte wat betaal, wat in die hospitaal is, en hulle kry nie die relevante aandag, en daar's nie 'n goeie ondervinding vir die pasiënt nie, dan gaan niemand in jou voordeur instap nie. So dis ook maar net sê, dis waar die balans in kom, so, van 'n risiko, ja, jy moet daai tickbox tik, maar as hy te veel aandag geniet, en die gedeelte waarvoor jy eintlik, wat is die core van jou besigheid, wat is die core van jou besigheid, wat is die probleem met jy solf, as die 80-20 principle, as jou hoofaandag nie daar is nie, dan, soos ek sê, dan, dit help nie, jy het nou so seker gemaak dat niemand val in die voorportaal nie, maar omdat jy daai kan die bol gedrop het, so sê, stap niemand in nie, dan weer eens, die measurements jou besigheid doodgemaak.
So ek dink dis die ding wat ek vandag is dit die groot takeaway is om te sê, kry die measurements, die key measurements waar op jou besigheid gefokus om dit te meet en die voortbestaan van jou besigheid is belangrik. Daar is die So is dit dan nie deel van daai antwoord is om by te sê kyk omvanklik na die ding en jy weet holisties, want die voorbeeld wat ons in die kar bespreek het was, as daar een vraag is die maand, hoeveel geld het jy in die bank ingebring? As dit alles wat tel, dan wat tel dan by implikasie nie? Hoe voel die mense met wie jy te doen het? Het hulle waarde vir geld gekry? Wat is die terugvoer? Kry jy references? Jy weet, of het jy net oral waar jy gaan net die mense gesqueeze en want jy hoop, môre kan jy dit weer doen. Want dan is dit daai groot risiko van hierdie een ding, ja, dit is super belangrik. Ja, maar dit is heeltemal buite proporsie. Kom ons vat daai in konteks om te sê, my hoofmeasurement om te sê, hoeveel geld is in die bank. Maar kom ons gaan in die paadjie af, van hoe kom geld in die bank, en ons maak seker, dat ons alles in daai paadjie ook, dis nie die grootste nie, daar moet geld in die bank wees, so, wat doen ek om dit te doen? Is my kliënt gelukkig, die net promoter, is my kliënt gelukkig? Dit moet 'n gesonde sisteem wees. Dis 'n ekosisteem. Yes. Maar, soos ek nou sê, as jy dink in 'n groot pyp, daar is die grootste ding waarop ons moet fokus, want as ons nie die geld in die bank nie, kan ons nie rekening betaal nie, wat weer eens, gaan die besigheid doen. Maar ek kan nie net op dit fokus nie. Ek moet die paadjie volg en sê, goed, wat is dit, hoe my kliënt voel? Want as my kliënt goed voel, gaan hy dit vir ander mense sê. As ek hom goeie diens, as ek my dienslewering meet, want as ek vir hom goeie diens gee, gaan hy na my toe terugkom. Dit alles lei tot die grootste measurement, tot geld in die bank. Maar jy kan nie net op dit fokus nie. Deel sê gou vir my, so sê nou mense het nou jou kleiner tipe besigheid, so die CEO antwoord ook die telefoon en hy sluit in die oggende oop en in die middag toe, so tipe besigheid. Is daar 'n tegnologie of wat se tipe sisteme gebruik so ou wat nog nie is 'n nuwe entrepreneur? Wat se sisteme is daar om die measurement van goeders bietjie makliker te maak? Alright, dis is 'n baie goeie vraag, Ernest. So ek het nie voorberei vir die stelsel nie. Daar is so kom ons vereenvoudig dit. Kom ons maak dit ek wil sê die klein ouetjie Chief Cook and Bottle Washer, maar kom ons sê ek is soms 'n bietjie groter as dit, nê? So kom ons gaan aksie. Wat kan jy vandag doen? Moenie vaskyk en ek het hierdie stelsel, ek het hierdie ding nodig nie. Excel. Kom ons by Excel. Kom ons bespreek gou 'n paar hoofpunte. So jy's 'n klein besigheid vandag, jy het nie departemente noodwendig nie, jy het mense wat oorvleuel in hulle werk. Eerstens wil ek begin by finansies om te sê geld in die bank, maar meerendeels ook cashflow. Want dis een van die groot redes hoekom besighede is. Hoe kan ek seker maak ek kan, en dit hang ook af van jou besigheid. As jy weet 'n produk verkoop van hier sal jy op die rak, ek verkoop hom nou, dit is maar partykeer en veral in 'n dienste besigheid is jou betaalsiklusse langer en jy moet dit meet. So finansies wil ek sê om te kan meet van 'n finansiële perspektief af om te sê hier is hoeveel geld nog gaan kom wat ek moet invorder en hier is my stand van sake vandag en bietjie vooruitskat om te sê gaan ek genoeg geld hê aan die einde van die maand. Dis so eenvoudig as dit op 'n finansiëplek. Okay, goed. Kom ons gaan bemarking gou vinnig. Bemarking kan ons baie diep gaan, maar bemarking moet jy net gaan, ek wil sê, jy moet besluit waar vir jou besigheid moet jy 'n kanaal kies. Ek wil sê, het sy dit digitaal, Facebook, LinkedIn, jy moet sê, vir my tipe besigheid, waar gaan ek my potensiële kliënt vind? Nommer 1, en hoe kan ek meet dat ek met potensiële kliënte aan aanraking kom wat dan lei tot, okay, en hoe meet jy dit? As iemand in jou deur kom klop, as iemand op die telefoon is, om te sê, so eenvoudig soos dit, waar het jy van my gehoor? Met 'n drop-down op 'n Excel spreadsheet, en is dit prosedure wat jy vir jou reception, as jy receptionist het, wat jy vir jou receptionist gee, of vir die mense wat dalk, weet ek, wat 'n prokureursfirma of 'n finansiële ou, soos julle, Ernest, waar jou finansiële ou, as hy met die kliënt ontmoet, either up front of so, sê, per toeval, as deel van die ding, hoe het jy van my gehoor, en dit aan te teken. So eenvoudig as dit, en ek meen, dit kan in Excel wees, weet it can be dirty at the beginning, maar solank jy net
en ek wil sê dis deel van 'n prosedure en jy instil daai prosedure van die sekere goed wat ons meet en dis hoekom. Moenie ek dink dis die belangrike ding, verduidelik vir jou mense hoekom. Nie die stok ek wil jou slaan as jy dit nie gedoen nie. Verduidelik vir die groter prentjie van hoekom doen ons die, want dan weet ons waar ons geld moet spandeer in bemarking. Nie omdat ek jou wil seker maak jy doen jou werk nie, is as ons weet, meeste van ons kliënte kom met word of mouth. Hoekom? Dan weet ons doen iets reg. Weet dis nie altyd net wat doen ons verkeerd wat ons verbeter, dan weet ons en ons moet dit dokumenteer. Veral as jy groter word en sê daar's iets in my operasionele prosedures wat reg werk. En dit kan dalk inherent net kom, want ons is nou 3-4 ouens wat net like-minded is, en dit gebeur van self, maar jy moet nou onthou, as jy groter word, almal, weet ek sê is altyd common sense, is not that common. Jy dink nou, ons is 3 ouens wat dieselfde werk, like-minded, ons kry nog 4 ander ouens, dis dalk word dit uit mekaar uitval, want ons 3 kyk na die ding en ons doen dit presies dieselfde, die ander het 'n hele ander gedagte, en dan, dis wat moeilik is, so om te sê, dokumenteer, net 'n proses om te sê, dis hoe ons dienslewering doen. Ons doen dit, en dis so eenvoudig, ek sê nou my tickboxes, maar dis soos, ek doen dit, en ek gee vir jou ook die resep, sodat jy dit dieselfde doen, want ons het die wenresep. Alright. So, dat ek wil dit upwrap hier so, want ons tyd hardloop uit. So, die interessante ding van, en ek moet sê, dis 'n ding wat ek verlede week het ons hieroor gepraat, so die Shared Services Company, SCC, is ons nou besig, een van die produkte wat ons nou uitrol, is die boekhouding, is die accounting. So ons nou, daar sal klaar 3 kliënte, en ons kyk nou na 3 verskillende, soos ek is een van die besighede, ons kyk na die coffeeshops, kyk na one-man band startup, ons kyk na haarsalon, eienaar, jy weet, so type van 'n 2-man, 2-woman band, wat stockholding het. So dis hierdie klein, verskillende grote besighede, maar hierso is die punt. Een ding wat ons besef het, in die gesprek met die numbers persone is, wat is die doelwit van die besigheid? Wat wil jy doen? Kom terug na Dewald se punt toe, met ander woorde, ek wil aan die einde van die jaar wil ek 1 miljoen rand hê, of ek wil hom verkoop, ek wil hom skuil, ek wil 'n tweede tak oopmaak. So meeste accountants vra nie vir jou wat is die doelwit van jou, wat is die doelwit van die besigheid? So dis iets wat ons anders gaan doen. Ons wil eers verstaan, wat wil jy bereik in die besigheid? Van daar af skep ons die traffic light system. Met ander woorde, ons wil gaan kwartaalliks vir jou terugvoer gee op die key metrics, die measuring metrics, om te bepaal of jy aan trek is om te bereik. Nou hier so eenvoudig soos dit, en dit trek het terug. Dit is 'n ding, okay, wat jy nie gaan sien in 'n boekhouding, jy gaan nie leads sien nie. Maar daar is belangrik, hoeveel leads generate jy? Kom weer terug in, hoe generate jy leads? Hoe lyk die pipeline? Hoe lyk die pipeline? Dis maklik om dit, maar jy moet weet wat jy moet, hoeveel oproepe moet jy maak. Ek dink is so ou soos julle, die makelaars, Ernest, dis gaan oor telefoonoproepe. En daar is net mooi tussen die finansies en die bemarking, want die finansies, jy forecast tot op 'n punt en sê my huidige kontrakte en kliënte wat behoort vir my dit te gee as almal geservice word en betyds betaal. Maar dan die res van die forecast is gebaseer op assumptions en prospects wat convert en leads wat convert en so nee. Daar is actually brug, is 'n baie goeie punt. Ek wil sê jou leads is waar jou finansiële, ek wil sê jou accounts en jou bemarking oorkruis. Nee. Ja. Dan gaan jy na sales kyk. Dit is good old turnover. Dan gaan jy kyk na, jy kan met jou payroll, jy kan kyk wat genereer jy per werker. Die Amerikaners is lief om te sê wat is die inkomste per employee. Good old margin. Jy weet dat jy gesonde marge. Skuld mense jou geld. Wie skuld jou geld? Hoe vinnig vorder jy dit in? Want dit affekteer cashflow. En dan baie belangrik is as jy nou gaan kyk met stockholding. Baie keer van hierdie haarsalonne ook, wat ons kyk, die girl sit met al die Hanen produkte op die rak. Nou kan sy verstaan, sy maak geld nie, maar sy sit met 100,000 rand se stok op die rak, maar sy verkoop 20,000 rand. Okay, dis stupid. Ja, jy moet minder aankoop, dat jy jou geld kan losmaak, so kom jy nie die rekening aan die einde van die maand kan betaal nie. En dan wat vir my, ek dink die groot ding is ons praat van die cashflow. Weet, so dis weer eens, as daar nie geld in die bank is nie, jy kan wins maak op papier. Inteendeel, dis ou nuus. Suksesvolle besigheid, ek is self daar. Jy kom op en waar jy groei, maar as jy nie geld in die bank het nie, dit is so eenvoudig, dit kan jy het nie petrolgeld nie, dan gaan jy in moeilikheid wees. Ja, dit is amper dieselfde met die, wat jy al verduidelik met jou cleaning company dis. Ja. Partykeer, as jy nie hierdie goed met nie, jy kan
suksesvol papier wees, maar jy groei te vinnig vir die fondse wat jy het, want ongelukkig moet jy mense betaal en jy partykeer moet jy stok betaal en sulke goed, so dit is ook dat jy moet seker maak dat jou groei moet jy partykeer, ek weet dit gaan Jy moet hom terughou. jy moet hom beperk, jy Ja. sê ek goed, maar ek gaan myself doodgroei. Absoluut, Dis absoluut. dis te vinnig. Absoluut. En ek sê die laaste ding wat vir my, jy weet wat ons weer eens wat die nommers vir jou, wat jou accountant vir jou actually moet sê. Ek wil as jy nou mooi besef nou actually hoe belangrik is jou accountant veronderstel om te wees versus sien jou een keer 'n jaar om jou state af te teken. Ek's jammer ouens, unless julle accountants, die ouens wat luister, ek het nog geen accountant teëgekom. Dis hoekom ons hierdie besig is om hierdie produk te skep. Ek wil hê my accountant moet verstaan waarheen ek gaan, hy moet my input kan gee en by the way, ons gaan saam besluit wat gaan ons meet. Ja, team talk. Wat gaan ons meet elke kwartaal om seker te maak ons is on track om daai doelwit te bereik. Ja, ek wil dit al van naam gee, soos nie die accountant nie, ek het 'n management accountant. Dis 'n management. Dit is Want hy help my bestuur. Hy help my bestuur. En ek wil dis wat 'n FD doen. Ek wil sê dis wat beskore is vir groot maatskappye, finansiële. Jou FD's is dit. Hy het 'n strategiese overview van besigheid en ek sê dit is nie veronderstel om net beskore te wees vir 'n multinational of 'n groot maatskappy nie. Ons wil daai FD komponent vir die klein saakonderneming bring en dit kos nie geld om dit te doen nie. Dis net 'n paar weer jy kan tegnologie gebruik. En aan die laaste punt en gaan ons 'n bietjie weer musiek speel is ons het gepraat van 80-20. Jy weet jy maar pas op as jy een kliënt het wat jou inkomste nou sit risiko wat jy vroeër van gepraat het. Die bank raak nie aan jou as een kliënt meer as 15% van jou turnover is nie. Dan sê jy 15%. So as die bank vir jou sê en die bank is baie risk averse. So ek wil sê jy kan dalk na 20% toe gaan, maar as jy een kliënt het wat meer as 20% van jou omset is jy in 'n gevaarlike besigheid. So maar dis weer 'n ding wat jy moet bewus wees van. So Jacques, ek verstaan as jy wil vir jou accountant sê, is nie 'n accountant nie, is 'n ons accountant. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.